2 Konings 6, en daarna het Ben-Hadad die koning van Aram sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselskop 80 sikkel silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkel silwer werd was. Terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê: "Help, Here, Heer koning." En hy antwoord: "As die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek dan help? Van die dorsvloer of van die parskyp?" Verder sê die koning vir haar: "Wat is dit met jou?" En sy antwoord: "Hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun, dat ons hom vandag eet. Dan kan ons môre my seun eet." So het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar toe ek die volgende dag vir haar sê, "Gee jou seun, dat ons hom eet," het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder sy liggaam was, en hy sê: "Mag God so aan my doen en so daaraan toedoen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan." En terwyl Elisa in sy huis sit en die oudstes by hom sit, het die koning 'n man voor hom uitgestuur. Maar voordat die boodskapper by hom kom, sê hy aan die oudstes: "Het julle gesien dat hierdie moordenaarskind stuur om my hoof af te slaan? Let op, sodra die boodskapper kom, sluit dan die deur toe en druk hom met die deur weg. Is die geruis van sy heer se voetstappe nie agter hom nie." En terwyl hy nog met hulle spreek, kom die boodskapper juis af na hom toe. En die koning sê: "Kyk, hierdie onheil kom van die Here, wat sou ek langer op die Here wag?" Toe sê Elisa: "Hoor die woord van die Here, so spreek die Here, môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel, 'n sikkel en 2 mate gars, 'n sikkel kos in die poort van Samaria." Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê: "Al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kon gebeur." En hy sê: "Kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar daarvan nie eet nie." En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê: "Wat bly ons hier totdat ons sterwe? Want as ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. En as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons." En net so ver. My broer en suster, hierdie gedeelte in die woord van die Here verteenwoordig 2 koninkryke. Dit verteenwoordig die koninkryk van duisternis en dit verteenwoordig die koninkryk van lig, waarvan ek en u deel is. Prys die Here daarvoor. Nou, Ben-Hadad, gestuur deur die duiwel, het besluit om hierdie gedeelte, die noordelike koninkryk van Israel, waarvan Samaria die hoofstad was, aan te val. Hy wou hierdie plek onder sy beheer kry en hy wou die Joodjies uitroei, en so begin hy om hierdie stad te beleer. Samaria het nie genoeg soldate om teen die hele weermag, die hele leer van Ben-Hadad op te tree nie. Hulle is nie sterk genoeg nie. En nou bly hulle maar by die huis en sit wagte op die mure, want die stad is versterk. Het is moeilik om 'n versterkte stad aan te val. Maar as jy die mense binne kan uithonger, hulle water kan afsny en hulle verswak en begin doodgaan van pestsiektes wat uitbroei in sulke plekke, dan maak dit die werk vir jou makliker. So die dag as jy hulle aanval, dan is hulle verswak, hulle kan nie beklei nie, want 'n soldaat kan nie op 'n leë mag veg nie.
So hulle het dit geweet, hulle het verspieders gehad, wat hulle al hierdie inligting gegee het. Spionasie is iets wat uit die vroeë tye van die Bybel uitkom. Ons weet Josua het hierdie 10 spioene gestuur. Dis waarom daar tot vandag toe nog spionasie netwerke is. En hierdie mense in die stad Samaria het eintlik van God afgedwaal. Hulle was eintlik, ons sê, backsliders. En hulle het God geken, maar hulle het begin oorbeweeg en Baal begin dien, die duiwelse dinge begin doen, soos die mensdom maar is. Nou as jy na die Joodse geskiedenis gaan kyk, is jy sien, eendag dien hulle die Here, volgende dag dien hulle nie die Here. Dan moet die Here hulle pak slaag gee, en dan kom hulle weer terug, en dan dien hulle die Here vir 'n ruk, en dan val hulle maar weer terug. Dit is 'n op en af storie gewees in die Jode se hele geskiedenis. Maar die God wat ek en u ken, en die Jode ken, het nog altyd wanneer sy kinders uitroep, al het hulle gebackslide, en hulle roep uit, hulle sê, Here, help asseblief, vergewe ons oortredinge, dan vergewe God, en hy dink nie meer aan die oortredinge nie. En hierdie volk het dit besef, daarom het hulle soveel, soos die Engelsman nou sê, liberty gevat van die Here. En nou loop die koning op die muur, en hy kyk nou na hierdie klomp ouens om hom, en onder sy klere het hy 'n roukleed aan. Nou baie mense weet nie wat is 'n roukleed nie. 'n Roukleed is wanneer jy iets aantrek wat jy intreer. En ons het al gesien in ons tyd dat mense wat 'n roukleed aantrek, byvoorbeeld 'n swart plastiek sak vat en vir hom moue insny en oor aantrek en dan hulle klere bo-oor, dis dat God kan sien dat hulle self verneder. Nou, ek het nog nooit in my lewe 'n roukleed aangetrek nie, en ek wil nie sê dit is verkeerd nie, inteendeel, dis tussen jou en die Here, dis 'n persoonlike saak, en as jy dit sou doen, sou ek vandag vir jou sê, ek admireer jou. Hierdie koning vra hierdie mense, wat het hier gebeur? En dit lyk vir my na 2 slegte vrouens, want daar was nie mans betrokke nie. Daar was nie paas nie, die woord van God praat nie van paas nie. En dit lyk vir my, hierdie kinders is buite die eg gebore, as gevolg van die beroep wat hulle beoefen het. En die een sê, man, kom ons eet my kind, en môre eet ons jou kind. Daar was geen gestryery nie. Dit was sommer net besluit, yes, ons gaan die kind kook. Nou weet ons nie hoe oud was die kind nie. En in my verstand sien ek 'n klein seentjie wat veg om aan die lewe te bly, en 'n ma wat met 'n mes kom. Hoe laag in die lewe bring sonde jou nie? Luister mooi wat ek vir jou vandag sê. Hoe laag in die lewe bring sonde jou nie? Sonde in ons lewens vernietig ons. Sonde bring jou op 'n plek waar jy jouself haat. Sonde bring jou op 'n plek wat jy dinge moet doen wat jy nie wil doen nie. Sonde. En die koning sien hierdie dinge, hoor hierdie dinge, en hy besluit dat hierdie man van God wat in sy stad is, Elisa, dit die enigste manier is hoe hy God kan seermaak vir wat die Here oor hulle toelaat. En hy sê, kom ons gaan slaan daai man se kop af. Dan moet daar maar nou gebeur wat moet gebeur. Hy is so onnosel dat hy nie besef, maar hy is besig om planne te maak om die oplossing vir sy koninkryk dood te maak. Want ek wil nou vandag vir jou iets sê, en moet mooi hoor vir my. Baie families wat God nie dien nie, kan God dank vir 'n ma en 'n pa
of 'n broer of 'n suster in 'n familie wat wel 'n verhouding het met die Here. Want ek wil nou vandag vir jou sê, God hoor hulle gebede, en dis hoekom baie families nog staande bly, al is hulle in sonde, want daar's iemand wat bid. Daar's iemand wat by God instaan. En nou is hulle op pad, hulle wil hierdie profeet doodmaak, en die oudstes van die stad is daar by hom, en hy sê vir hulle hierdie merkwaardige woorde. Hy sê, het julle gesien, dat daar die moordenaar, die koning, mense stuur om my kop te kom afslaan. Dis asof God vir hulle 'n prent gewys het op 'n doek, sodat hulle almal kon sien wat gebeur het. Of dit in hulle verstand was, en of dit fisies op 'n beeld of iets was, weet ek nie, maar hy vra nie 'n stupid vraag nie. En dan sê hy, druk die deur toe. En as die deur toe is, staan die koning by die deur. En die koning praat met hom, en hy skwaad die koning. Hy wil wraak uitoefen. Jy sien, wanneer ons deur sonde wat gepleeg is in ons lewens probleme optel, dan wil ons altyd iemand anders verwyd. Dis die mens se natuur. Dis nie my skuld nie, man. Ons moet nou 'n bietjie gaan kyk, jy weet, wie kan ons so 'n bietjie dik, wie kan ons 'n bietjie ons woede en ons wraak op uithaal? En hy sê vir die koning, die God wat leef, sê vir hierdie klomp, wat hulle rug op God gedraai het, dien ons nie 'n genadige God nie. He? Dien ons nie 'n genadige God nie. Hy sê vir hulle, God sê, die Here sê, môre, omtrent sulke tyd, sal kos dit kos. Man, in die omgewing van 50 sent 'n kilogram. Waar hulle nou 80 rand of sikkels betaal vir 'n eselkop. Iets wat ek nie sal eet nie. Mag God gee dat ek nooit so honger word nie. Iets wat verwerplik was. U weet wat, hoe word 'n esel begrawe in Israel? Hy word met 'n tou vasgemaak, en dan word hy na die ashope toe gesleep. 'n Jood mag nie aan hom gevat het nie. Nou eet hulle hom. En hierdie nasie, wat van God af weggedraai het, een man in daardie stad, een man het nog 'n verhouding met die Here. Die ander, kyk, waar kan hulle en hoe kan hulle aan die lewe bly, al moet hulle kinders eet. Weet ek dink baie daar aan hierdie verhaal. Jy weet, die honde was nie meer veilig nie. Hoe kom hy so? En dan net nou is hy in die pot. Dis allemaal verskriklik nie. Hy meen, die honde waai nie eens meer hulle sterte nie. Hulle loop net daar aan die straat. Hou allemaal, jy weet, so dop. Ja, windhonde. Maar weet jy wat gebeur? God spreek 'n woord. En ek dank die Here vir 'n woord wat partymal in jou lewe gespreek word. Partymal is dit al wat ek aan kan vashou, is 'n woord. Wanneer die Here praat en die Here gee 'n woord, dan wil ek vir jou sê, dit lyk onmoontlik wanneer God praat. En wanneer praat die Here en wanneer openbaar God homself in ons lewens, wanneer die nood partymal op sy ergste is. En jy tot die Here roep en sê, Here, asseblief help, en die Here gee 'n woord. 'n Woord wat jy bank toe kan vat, want ek wil nou vandag vir jou sê, wat God sê gebeur. En wat hy dink, kom tot stand. En buite hierdie stadspoorte, die koning draai om, en hy loop nou terug huis toe, en sy soldate is saam met hom.
Ons sal nou maar sien of dit gebeur. Môre is môre, ou maat. As daai dag verby is en dit het nie gebeur, moet jy weet gaan jou kop waai. Maar buitekant die stad sit daar 4 boemelaars. 4 siek mense. Hulle is melaats. Melaatsheid is 'n siekte waar jou ledemate afverrot. Hierdie 4 ouens het al vangers en tone en neuse en ore verloor. Hulle sit daar buite, hulle lyk so scarecrows. Hulle is onwelriekend. Hulle ruik nie lekker nie. As jy na hulle kyk, dan rol jy. Maar weet jy wat? As God 'n donkie kon gebruik het om met Biliam te praat, kan God enigiets gebruik tot sy doel. Ek vertel nou die dag, ek kan nie onthou wat by die bidhuur was nie, van 'n ou tannie wat bid en sê, Here, ek het nie kos in die huis nie. Here, stuur vir my kos. En die ou satanis wat langs aan bly, met wie dit goed gaan, hy besluit hy gaan vir haar kos koop. En hy klop aan haar deur, en hy sit dit by die deur neer, hy sê, ek wil net vir jou sê, ek is 'n satanis. Dis nie die Here wat dit vir jou gekoop het nie, is ek. En sy staan daar en sy kyk na die kos, en steek haar in die lig op. Sy sê, Here, as u praat, dan luister tot die duiwel. God gebruik enigiemand, luister nou mooi, ek wil jou vandag sê, wanneer jy kind van God in die nood is, die Here sal 'n plan maak, die Here het 1000 maniere om een gebed te beantwoord. Ek wil dit vir jou sê. En hierdie 4 boemelaars, sieklikes, melaatses, verwerplik, ons soek hulle nie in die stad nie. Hulle moet skree, ek is melaats, melaatses, om daar by mense kom. Mense al is hulle familie, asseblief, bly daar. Hulle stap oor na die laar toe. Gehoop, miskien kry hulle weggooi kos. Iets wat hulle miskien, jy weet, iemand wat, hulle genadig is. En miskien vir hulle bord kos neersit. Want hulle sal nie nader kom om hulle dood te maak nie, want hulle ruik nie lekker. Lyk nie goed nie. En hulle dink daar's hoop as lewe. En toe hulle nader kom, toe staan niemand nie. Niemand wat hulle verwelkom nie. Niemand wat hulle wegjaag nie. En hulle kon nie hulle oë glo nie. En hulle het maar so geloop en hier by 'n tent ingekyk en daar's niemand nie. En hulle kyk na hierdie tent wat in die middel is en hy's groterig. En toe hulle daar inkom, toe staan daar borde kos. En die stoom trek so uit. Dis gebraaide aardappel, T-bone steak, rys, worteltjies. Mense, daar's pudding, gebakte pudding met roomys en alles is daar. En daai ouens, jy weet, hulle lek hulle lippe af, man, as hulle nog lippe het. Maar hulle, en hulle begin eet. Hulle eet daai kalkoen, daai hoender. Ek dink daar was 'n ou varkie ook en so, jy weet. En hulle eet. Hulle breek daai hoenderbout so af. Dis nie mense in virke nie. Hulle gryp 'n handvol rys en hulle begin eet. Ons maagie staan net so. En hulle is nie meer bang nie, want hulle hoor niemand loop nie. En toe sien hulle, Jesu, maar hier hang 'n mooi baadjie om maat. Pierre Cardin, Carducci, jy weet, Jesu ouens, jy weet, en hulle maak hierdie goed by mekaar. 'n Paar mooi skoene, my maat. En daai ouens kan nie glo nie. Hulle dink hulle is in die hemel. En hulle gryp hierdie goed. En wat maak hulle nou? O, hemel. Hulle moet nou net onthou, daar's ouens wat sterker is as hulle. Wat dalk die goed by hulle kan afvat.
so hulle groue gat nie, en hulle sit die goed daar aan, en hulle maak toe, en nou staan hulle daar, ek dink, jy weet, lekker, elkeen moet 'n bottel Coke in die hand, en hulle sê vir mekaar, as ons nie gaan vertel nie, gaan ons sondig teen God. En hulle hardloop terug poorte toe, en sê daar vir die wag, hey, die Arameërs is weg. Hy sê, voetsek man, julle praat nonsens hier. Nee man, loop. Hy sê, luister, gemaak die koning wakker. Daar's niemand in die Arameërs se laar nie. Laat die koning iemand stuur, ons sal hom vat, daar's niemand daar. Uiteindelik maak hulle die koning wakker. Hy stuur paar ouens uit, kyk, hy perde lyk soos windtonde nie. Ek meen, as hulle op volspoed hardloop, dan loop hulle eintlik net vinnig, want hulle is so uitgeteer. En nou kom hulle daar, en daai ouens eet ook eers, en nou gaan hulle terug, en sê, koning, daar's niemand nie, en die woord versprei. En daai mense binne in daai stad storm, waantjies, alles wat hulle kan gebruik, storm hulle gaan in, en hulle kry vir hulle kos, tafels gedek, voorberei. Iets wonderliks. En hulle maak dit by mekaar. En daai adjudant, eintlik is hy range kaptein, die regte rang, die regte vertaling is kaptein. Hy wat gesê het, al maak God vensters in die hemel, sou dit kon gebeur. Die koning sê vir hom, luister ou kaptein, kry hierdie ouens reg, kyk jy hulle hoor nie, jy weet, hulle stop nie by die stopstraat nie, niks nie, hulle hardloop net. Reël die dinge, kry dit reg. En daai ouens hardloop boor hom, met daai waantjies aan. En hy lê, en terwyl hy besig is om te sterf, sien hy, kom die ouens eet hulle brood, peanut butter en stroop op. En hy ouens, en hy is besig om te sterf. Jy weet wat, toe hy daar staan saam met die koning, toe voel hy magtig. Hy voel groot, want hy is saam met die koning, jy weet, ek is dan sy kaptein. Laat my dink aan daai advertensie wat ons gehad het op televisie jare terug van die ou chomp. Onthou julle om die twee seekoeie, en dan eet die ou seekoeie die hele chomp op, dan sê die ou kleintjie vir hom, jou grootbek. Hy laat my dink daaraan. Hy was ou grootbek gewees. Hy het nie geweet wie ons God is nie. Jy sien my broer en suster, die verhaal hier is nie van God het gaan red nie. Die verhaal hier is dit, dat Satan wil my en jou binne in die stad hou waar daar niks is nie. Jy sien, Satan wil ons afsny, isoleer, hy wil ons nie uitbring by die volheid van God nie. En weet jy, baie mense is gemaklik daarmee, solank ek my duiwe mis het en my eselkop, jy weet, dan is dit alright. Maar God wil vir ons gee, gedek, voorberei, volop, goud en silwer, en alles wat ek en jy nodig het in die Here. Dis wat God vir ons wil gee. Dis wat hy vir ons voorberei het. En baie mense sien dit nie raak nie. Baie mense is tevrede met die kaf van Satan. Ek wil vandag vir u iets sê. Ek wil vandag vir u sê, as jy ooit op 'n plek kom, waar jy die Here met sy volheid in jou lewe in kan verwelkom. Baie mense is net tevrede, jy weet, ek het op 'n plek gekom, ek het die Here Jesus aangeneem, en hulle dink ek het gearriveer. Dis die eind van die prent. Ek wil vir jou sê, daar's baie meer in Christendom as net om die wete te hê ek is gered. Ek wil vir jou sê, die woorde van Jesus Christus is, ek het gekom dat jy lewe en lewe in volheid sal hê. Baie mense weet nie wat dit beteken nie. Hulle dink om 'n goeie Christen te wees, moet jy vanoggend 7 suurlemoene eet, sodat jy die houding kan hê van 'n goeie Christen.
En dis nie wat God wil hê nie. Die Here wil hê dat ek en jy op 'n plek sal wees waar ons die Here sal bedank vir sy volheid. Dawid sê in Psalm 37, hy sê ek was jonk en ek het oud geword, maar ek het nog nooit die kinders van God sien honger ly nie. Ek wil vir jou vandag sê, God het vir ons bestem sy volheid, voorberei. Ek wil vir jou sê, dit is wat hemel ook vir ons is, want die koninkryk van Satan is daar niks nie, soos daai stad Samaria. Maar wat God vir ons voorberei het, is ver meer. In Jesus Christus het ons alles. Het ons werk. Nou wil ek vandag vir jou iets sê. Baie kinders van die Here, kom op 'n plek, luister nou mooi. Pastoor, ek het nie werk nie. Ek sukkel, ek het nie werk nie. Een aand in 'n biduur, in hierdie gemeente, so 'n jong man, hy kom, hy sê, pastoor, ek het nie werk nie. Ek sê vir hom, wat wil jy hê? Sê vir my, wat wil jy hê? Sê, pastoor, ek soek R15,000 'n maand, en ek wil die byvoordeel hê, en ek wil die byvoordeel hê. Dis Woensdag aand, sê vir hom, kom ons bid vir jou. En ons bid vir hom, sê, Here, jy het gehoor wat hy wil hê. Gee dit vir hom. Sê eenvoudige gebed, nee. Maar jy sien, God het ons iets beloof. En die Here lieg nie. Donderdagoggend sit hy in die verkeer. Luister mooi. Jy weet, in die verkeer, die robot is rooi, sit in die, en iemand klap op die dak. En hy draai die ruit af. Toe sit 'n ou baas van hom. Toe sê hy vir hom, luister, ek soek jy nie werk nie. Ek het vir jou werk. Weet jy wat sê hy in die motor toe die ruit af is? Hoeveel betaal jy my? Hy sê R15,000 en ek gee jou dit en dat. Hy sê ek begin môre. Halleluja. Is dit nie die waarheid nie? Maar weet jy wat gebeur? Daai selfde man sê, as die Here vir my werk gee, gaan ek kerk toe kom, ek gaan my tiende betaal en als. Daai Woensdag aand was die laaste wat ons ook gesien het. Is dit hoe mens God bedank? Een Sondagoggend sê hier 'n man, troud, 2 kinders, die firma maak toe. Weet jy wat om te doen nie? Sê vir hom, wat het jy nodig? Wat het jy nodig? Hy sê, ek het 'n bakkie nodig. Ek het 'n selfoon nodig. Ek het 'n salaris nodig van so R17,000 op die minste. En ek wil by die huis wees naweke. Want ek wil kerk toe gaan. Nou, my broer en suster, weet jy, almal kan dit mos vra. En weet jy, dit lyk so asof God nie antwoord nie. Ek wil jou vandag sê, God antwoord. Hy voorsien. En die einde van die maand kom, en hy kry sy laaste paycheck, die maatskappy maak toe. En toe hy uitstap, toe lei sy foon. En dis 'n ander firma, en hulle sê vir hom, ons hoor jy hulle maak vandag klaar by die firma. Ek bied jou 'n pos aan, dis wat ek jou gee met 'n bakkie en 'n selfoon ensovoorts. Wanneer jy kan jy begin? Hy sê môre kan ek begin. Ek het dit gesien hier in die gemeente. 'n Man in die gemeente se werk maak ook klaar. En hy kom die oggend in die kerk in vol bravade. Hy sommertydsal in die kerk ingestap het met 'n preek. Hy malkoppie. Maar in elk geval. Hy sê vir die Here. Hy sê, Here, ek het werk nodig. Hy sê, my God, die enigste manier hoe ek vir my familie gaan sorg, as my werk my nou, want hulle maak klaar, firma maak toe. Hy sê, Here, is 'n manier is om selfmoord te pleeg, sodat my polisse kan uitbetaal, en my vrou, my kinders kan leef. Party mans doen dit.
Want dit gaan vir hulle oor hulle kinders en vrouens. Hy sê, Here, as U nie vandag met my praat nie, Here, dan gaan ek 'n einde maak aan my lewe môre. Hy stap die kerk in. En Suster Ronnie is vanoggend hier. En sy stap na hom toe, sy sê, die Here sê, jy wil jou lewe neem, want jy het nie werk nie. Maar God sê, ek voorsien vir jou môre. En tot vandag toe is hy by 'n ander firma, hoog aangestel, een van die mense daar. Wie is hierdie God? Wie is hierdie God wat vir ons 'n tafel wil dek, vir jou voorsien? Dis die God by wie ons by die naam roep, Abba Vader. Halleluja, Abba Vader. Ek wil vandag vir jou sê, jy hoef nie 'n super Christen te wees. Glad nie. Jy moet net in 'n verhouding staan met die Here. En hy gaan die poorte en die sluise en die vensters van die hemel vir jou oopmaak. Al lyk jou omstandighede hoe dal. Al lyk jou omstandighede, God kan nie voorsien nie, dis onmoontlik. Ek wil vir jou sê, daar waar onmoontlik ophou, daar begin God werk en homself openbaar. As jy vanoggend in hierdie kerk sit, en daar is 'n vrees in jou lewe, en jy dink die Here kan nie voorsien nie, dan wil ek vir jou sê, maak die grootste fout om te dink die Here kan nie voorsien nie, want ek sê vir jou, ek het jare se ondervinding, wat ek gesien het en self ondervind het, dat die God wat ek en jy dien, is die God wat wonders doen. Daarom vanoggend wil ek jou inspireer, jou motiveer. Ek wil vir jou sê, jy staan op die punt van 'n wonderwerk. You're on the brink of a miracle. God leef. God leef. Hy stel in jou belang. Weet jy wat, daai ou 2 slegte vrouens het ook van daai kos gekry. Hulle het ook geleef. Miskien spyt oor hulle dade. Miskien het die koning besluit om 'n kop af te kap, ek weet nie. Maar hulle het geëet, omdat daar 'n kind van God in daai stad was. My broer en suster, moenie moed opgee nie. Moenie op 'n plek kom en jou lier aan die wog ophang en sê, ag Here, kyk op. Kyk op. Hy gaan vir jou voorsien. Gaan vir jou pad maak. Al voel jy nie so nie. Jy hoef nie te voel nie. Net glo. Here, U sal vir my 'n pad maak. Here, U gaan vir my voorsien. Die Here sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Kom na my toe. Die Here sê in sy woord, alles wat julle in my naam vra. Hy sê inteendeel dit, hy sê enige iets, ek kan dit glo, enige iets wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee. Gee op oor jou huwelik. Moenie. As jou vrou so kwaai soos myne, hou vas. Hou vas. Hou vas. Lyk die toekoms vir jou en jou pensioen lyk nie. Ek weet nie. Hou vas. Solank ons God leef, is daar vir ons voorsiening. En sal God ooit sy kinders kan vergeet? Die Here sê nooit. Nooit. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy's nie alleen nie. Die Here gaan vir jou voorsien, gaan vir jou pad maak. Hy gaan jou op 'n plek bring. Ja, luister mooi mense. Partymal is dit nie lekker nie. Ek stem met jou saam. Ek was daar. Weet wat dit is as dit swaar trek. Weet. Maar kan vandag vir jou sê,
deur alles heen, was die Here met my. Het hy my deurgedra, vir my vrou, my kinders. Deur alles. Gaan afsluit met een ou verhaaltjie. Net een. Ons trek swaar. Hele paar jaar terug. Ons trek baie swaar. My dogter is in een van die sportskole in Bloemfontein. Sy is in 'n standaard 3 of 4, kan nie onthou nie. Sy gaan skool toe in die winter met somersklere. Het jy al gesien as dit so koud word, dat die are so op jou bene lyk so sifdraad, oogiesdraad? Dan laai ek die oggend my kind af by die skool, dan sien ek my kind kry koud. Maar ons het nie geld. Nie geld. Ek kan nie vir my kind, laaste enetjie in die familie, wintersklere koop nie. Skoolklere. Kan nie. As pa voel ek so sleg, ek kan nie vir jou vertel nie. Ek voel so sleg. En ek praat met die Here, ek sê, Here, ek het nie geld nie. My kind het winterskoolklere nodig. Here, jy moet 'n plan maak asseblief. Toe ek my kind gaan haal, toe kom sy uitgehardloop. Mama, die juffrou wil mama sien. Wat nou? Toe ons in die klas kom, toe is die onderwyseres, 'n kleerlingvrou. Toe sê sy, mevrou, ek het vir jou kind winterskoolklere gekoop. Was dit lekker? Nee, is nie lekker nie. Kon ek die Here los en sê, het my vergeet? Maklik. Maar die feit bly staan, die Here was my behoud. Vanoggend as jy hier sit, en jy voel fed up, jy wil tou opgooi, en jy wil terugdraai, dan wil ek vir jou sê, moenie. Ons God leef. Hy sal voorsien, al gebruik hy 'n ander sklerige, maar vir jou sal God voorsien. Halleluja. So vanoggend, ons gaan bid. En vanoggend kan jy met die Here praat terwyl ek bid. En jy kan vir die Here sê, Here, hier is my probleem. Here, maak 'n plan. En hy gaan. Hou vas vanoggend, as God dit kon gedoen het vir Samaria, wat sy rug op hom gedraai het, kan die Here dit vanoggend doen vir jou, sy lieflingskind. Kom ons staan en ons bid saam. Here God van hemel en aarde, Here, ons staan vanoggend voor U as U kinders. Ons is aangewese op U, ons is van U alleen afhanklik. Here, dit wat ons het U vir ons gegee. Here, dit wat ons graag wil hê, dit gaan U vir ons gee. Here, daarom wil ek vanoggend vir hierdie gemeente bid, Here, U kinders. Is daar vanoggend een is wat hier sit en vanoggend so 'n bietjie moedeloos is? Here, na die dinge kyk en sê, dit lyk nie vir my goed werk uit nie. Dat U vanoggend sal stil staan by hom of haar, Heer. Dat U vanoggend die arm om hulle sal slaan en vir hulle sal sê, hou goeie moed. Hou goeie moed. Ek gaan vir jou voorsien. Here, ek dank U. Here, as daar vanoggend een is wat hier sit, wat sal voedselnood het, dan bid ek my God,
dat U sal voorsien. As U een volgens sit, Here, wat in finansiële verknorsing is, dankie my God, dat die vee by duisende op berge U sinne is. Al die goud en die silwer, Here, behoort aan U. Dankie dat U dit met U kinders deel. As daar vanoggend hier iemand is wat siek is, my God, en verlate voel, Here, U is nog steeds die groot geneesheer. Here, as daar vanoggend iemand hier sit met familie en huweliksprobleme, dankie my God, dat U nog steeds daardie bootjie nie op die rotse sal toelaat. Dankie Here, dat ons oë kan oplig en weet, Here, U voorsien. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons gaan deurdra en dankie dat ons getuienisse sal vermenigvuldig. Ek loof en ek prys U daarvoor. Here, U is lief vir hierdie mense. So lief, Here, dat U U seun gegee het, sodat hulle kan leef. Dankie dat U dit gedoen het. My God, U het hulle gekoop. Hulle is U eiendom. Here, U sal hulle nooit verlaat of nooit in die steek laat nie. Ek dank U daarvoor, Here, dat U ons by die hand neem en die beste nog voorlê. In Jesus naam. Dankie, Here, U voorsien. Dankie daarvoor, my God, my voorbaat. In Jesus naam. Amen en amen.